Hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot en met vers 9. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: My knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn en hierdie Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraatrivier, die hele land van die Hetiete, en tot by die groot see in die weste, sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy gaan. Net tot sover ons skriflesing vanoggend, liewe broer en suster. En as 'n mens hierdie hoofstuk lees, dan sien mens dat God iets in hierdie hoofstuk bewerk het deur sy groot genade. En dis 'n wonder. Hy skenk aan die volk die land Kanaan, wat hy aan die volk beloof het sedert die tyd van Abraham. Hy doen dit deur die volke in Kanaan te verslaan, deur wonders wat hy doen, en strafgerigte wat hy uitoefen. Hierdie gebeure moet ons sien in die skadu van God se verlossingswerk in Christus Jesus. In hom, sy kruisiging en sy opstanding uit die dood, het hy Satan en die sonde en die dood vir ewig verwoes, sodat almal wat deur geloof in hom is, die hemelse Kanaan en ewige rus kan binnegaan. Is dit nie wonderlik nie? Om te dink Jesus Christus, God het deur Jesus Christus reeds hierdie goed vir u en vir my bewerk. En dit alles is volgens die evangelie se beloftes. Die gesprek van God met Josua in ons teksgedeelte vind plaas daar in die vlakte van Moab. Dis oos van die Jordaanrivier en dis reg oorkant Jerigo. Dit was die eerste stad in Kanaan. En die tydstip was kort na die dood van Moses. Met ander woorde, die eerste 30 dae treurtyd, waarin hulle afskeid geneem het van hierdie leier Moses, wat vir 40 jaar lank die volk gelei het. Selfs hy, hierdie grootste van profete, wat van aangesig tot aangesig met God gepraat het, is daarom nie onvervangbaar nie. Dit is immers nie sy werk nie, maar God se werk wat gedoen moet word. Hier in Josua 1 vers 1 tot 9 lees ons van baie beloftes en bemoediging wat aan Josua, die opvolger van Moses, gegee word. God praat met Josua oor sy roeping, en dan word ons tekswoorde 3 keer herhaal in verse 6, 7 en 9, waar daar staan: wees sterk en volmoed. Die vraag wat in mense gemoed opkom, is hoe raak hierdie bemoediging vir Josua? Maar belangriker nog, hoe raak hierdie bemoediging vir u en vir my in die jaar 2026 waarin ons moet lewe? Daarom wil ek hê ons moet na 'n paar onderafdelingkies van hierdie bemoediging gaan kyk, want hier in Josua 1 vers 18, wat ons nou nie gelees het nie,
vra die volk na 'n leier wat sterk en vol moed sal wees. Dit was daarom in die oë van God, sowel as in die oë van die volk, noodsaaklik dat hierdie leier wat gaan oorneem by Moses, krag en moed sal moet openbaar, wanneer hy in die volk gaan lei. Moses het met krag en met moed opgetree. En die volk verwag dit ook van die opvolger van Moses. Maar dit was het waarvoor die Here vir Josua oor 'n geruime tyd al voorberei het. Josua was vir 40 jaar lank die knegg van Moses. En tog, na alles, is dit nog steeds nodig dat hy bemoedig moet word. So u sien, my liewe broer en suster, vir u en vir my om bemoediging uit God se woord te ontvang, is niks snaaks nie. Selfs Josua, na 40 jaar se opleiding, het bemoediging nodig gehad. Ons elkeen moet sterk en volmoed wees om in ons daaglikse stryd van die geloof einduit te laat volhou. U en ek moet kan volhou totdat ons die wenstreep behaal het van die wedloop hier op aarde waarin u en ek besig is. Ons kan dit alleen doen deur die beloftes wat ons van die Here ontvang. En Josua en ons elkeen het dit nodig. Daarom, my liewe broer en suster, ons mag nie hierdie bemoediging van die Here sommer net ligtelik opneem nie. Ons moet nie dink, ag nee, wat die dominee preek nou maar sommer net omdat hy nie iets anders gehad het om oor te preek nie. God wil u en my kom bemoedig in die tyd waarin ons lewe, in die omstandighede waarin ons lewe, in die uitdagings wat daar is. Josua was besonder voorbereid vir hierdie taak wat hy nou moes oorneem. Deur sy tyd as een van die 12 spioene, waarvan ons daarin Numeri 13 en 14 lees, sien ons dat 10 van die 12 was bang vir dit wat hulle daar gesien het. Maar Josua en Caleb was die enigstes van hierdie verspieders wat teenoor die ongeloof en die moedeloosheid van die ander verspieders het hulle kom rapporteer en vasgestaan in die geloof en gesê, ja, daar is reëse, maar as God aan ons kant is, vir wie is ons bang? Bemoediging is iets wat elkeen van ons nodig het op verskillende tye. En nou was dit so was dit mos nou nie vir Josua vreemd, aangesien hy 40 jaar saam met Moses was, dat die leierskap nou op hom gaan toeval nie. Maar selfs Josua het bemoediging nodig gehad. U en ek het bemoediging nodig vir ons dagtaak van dag tot dag. Dalk as gevolg van 'n siekte wat ons het, dalk as gevolg van wat ook al oor ons pad kom, het u en ek God se onderskraging nodig. Sy reddende regterhand. Ja, selfs geroepenes het daarom bemoediging nodig. Ek as predikant, u as ouderling, u as diaken, u as gelowige in die ampt van die gelowige het van tyd tot tyd bemoediging nodig om te weet, die Here is steeds met my. Hy dra my oral waar ek gaan. En dan die vraag, hoekom het ons hierdie krag en hierdie moed so nodig? Moses, lees ons hier in vers 1, was nie meer daar nie, en hy het diep spore getrap. Die werk wat hy begin het, moes nou vervul word. Die beloofde land moes oorwin word. En dit is opmerklik dat Moses se naam 11 keer hier in hoofstuk 1 genoem word. In almal se gedagtes, soos in baie van ons se gedagtes, na allerhande gebeure in ons lewens, kom die vraag op, wat gaan ons nou doen? Wat gaan nou van ons word? Hoe gaan ons die pad vorentoe aandurf? As mens mooi gaan kyk, dan is die eerste 5 boeke van die Ou Testament, die sogenaamde Pentateug, getuig oor die grootheid van Moses. Dit vertel ons van die 10 plaae. Dit vertel ons van die uittog uit Egipte, die wetgewing daar by Sinaï, die leiding wat die volk gehad het daar in die woestyn. In alles was Moses die man
wat van aangesig tot aangesig met God geleef en gepraat het. En nou is hy weg. Baie van u voel dalk, Dominee Johan Gericke was nou vir 23 jaar hier, en nou is hy weg. Waartoe gaan ons nou? Wat gaan van ons word? Hoe gaan ons die pad vorentoe loop? My liewe broer en suster, vertrou God daarvoor. Op sy tyd sal hy die man stuur om te kom oorneem, om te kom aangaan met dit wat reeds gedoen is. In Josua se geval moes hy nou oorneem by hierdie groot leier Moses. Al die voorbereidings wat getref is om Josua gereed te maak om oor te neem, neem nie die werklikheid weg van daardie roeping wat Josua nou het om hierdie groot volk van God te lei nie. 'n Groot en verantwoordelike taak waarvoor hy krag en moed nodig gehad het. Onthou, Israel was in getalle veel minder as al die ander volke van Kanaan. Dan was daar nog die reuse onder die kinders van die een van Enak. Maar Josua en Caleb het teruggekom en gesê, met my God storm ek 'n bende, met my God spring ek oor 'n muur. Ek kan vandag sê, met my God maak ons reg wat in die verlede verkeerd was. Met my God is niks onmoontlik. Liewe broer en suster, ons dink dalk nie so daaroor vanoggend. Maar u en ek het krag en moed nodig om ook die Kanaaniete wat in ons lewens bestaan te verslaan. Ons doodsvyande is Satan, die wêreld en ons eie vlees. En as jy hierdie oorlog waarin jy elke dag gewikkel is, nie weet nie, as jy besig om die stryd te verloor. Die vyand wat een doel voor oë het, en dis om ons geestelik te breek en dood te maak. En is ek en jy bereid dat Satan ons geestelik afstomp van die lewende God? Daarom het u en ek krag nodig. Daarom het u en ek moed nodig om staande te bly, ook in die tye waarin ons leef. Anders begin ons skouertjies hang en ons knieë begin knak onder die teleurstellings en onder die vrees wat daar dalk mag wees. Soos die Here beveel het, moes die volk hulle vyande gaan verslaan. Hulle sou hele stede met die banvloek moes tref. Josua, hoewel hy toe nog onbewus was daarvan, sou in die nabye toekoms die bevel moes gee dat 'n volksgenoot gestenig word. Nou dink jy self net gou een oomblik in. As enige een van u vanoggend hier moet sit en 'n opdrag gee dat u boesemvriend of u boesemvriendin gestenig word, kan jy nie indink waarin Josua was? Achan en sy huisgesin moes verbrand word. En as Achan teen wie jy moet optree, dalk jou vriend is of dalk 'n deel is van jou gesin. Daarom het ons die krag en die moed nodig om by die woord te bly en die wil van die Here te doen. Ja, geliefdes, al moet u en ek opstaan teen ons eie familielid, ons moet besluit, verloon ek my familielid of verloon ek my God? Paulus waarsku nie verniet in 2 Timoteus 3 vers 12 en ek haal aan, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Daarvoor het u en ek die krag en die moed van die dag nodig. U en ek moet die beloftes van ons Here Jesus Christus ken. En die eerste van die beloftes waarop die Here sy bemoediging grond, lees ons sommer hier in vers 6 wat ons vanoggend gelees het. Wees sterk en vol moed. Moed is nie dat die verlede jou totaal afbreek van wie jy is en wat jy is nie.
En belangrik, hoekom jy vanoggend hier is. U en ek is hier onder die geklank van God se woord te wees. En daarom is dit belangrik dat nie net die ouderlinge nie, maar die hele gemeente luister en keer dat daar nie dwalinge in die kerk van God inkom nie. God se verbondsbeloftes, my liewe broer en suster, my liewe vriend, vriendin in ons Here Jesus Christus, het nog nooit verander nie. Daardie beloftes van 'n land, daardie beloftes van 'n nageslag, daardie beloftes dat ons tot 'n seën sal wees verander, is nog steeds in stand. Daarom moet elkeen van ons, gesamentlik maar ook individueel, moet ons sterk wees en volmoed, om hierdie beloftes in ontvangs te neem, en jou roeping in die koninkryk te gaan vervul. Want of ons nou oud is, en of ons nou jonk is, en of ons nou lank is, soos ek, of kort soos Dani, elkeen van ons het 'n spesifieke roeping in die koninkryk van God, wat ons moet gaan nakom. Dis die geloof waaruit ons moet leef, die wete van ewige rus in die hemelse Kanaan, wat Jesus Christus reeds vir ons verseker het. Sonde en dood, Satan en die wêreld, het hy vir ewig oorwin. En daarom kan u en ek met sekerheid hierdie beloftes aanvat en daarvoor stry, en ons kan dit doen met krag en moed. En dan is daar ook 'n tweede dingetjie wat hier uitstaan, wat die Here vir ons in vers 5 en vers 9 sê, hy sê, ek is met jou. Hoor jy daardie basiese belofte? Ek is met jou. Of jy hier by die orgel sit, en of jy daar bo op die galery sit, ek is met jou. Hoe was hy by Josua? Soos hy by Moses was, so was hy by Josua. Ek sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie. En jy weet, in die volksmond sê ons nooit is 'n lang tyd, maar die Here kom en hy gee daardie belofte vanoggend vir elkeen van ons wat hier in die huis van die Here is, en hy sê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Hierdie belofte geld, soos die eerste oor die land as erfenis, vir al God se kinders. En dan sê hy in Hebreërs 13:5, word vergenoegd aan God se volk. Wees tevrede met wat jy het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. U hoor dit baie mooi, geliefdes. Dis nie ek wat dit vanoggend vir u sê nie. Dis God wat uit sy woord vir ons dit beklemtoon en sê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. God is met ons, oral waar ons gaan. Daarom kan ons as gelowiges sterk wees en volmoed. Maar wat is die middel vir hierdie bemoediging waardeur ons bekragtig en bemoedig word? Hierdie tekswoorde, wees sterk en volmoed, word 3 keer herhaal. Tussen hierdie bemoediging, tussen vers 6, 7 en 9, waar daar staan, wees sterk en volmoed, kry ons vers 8, en hoor net wat staan daar. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel, volgens alles wat daarin staan. Broers en susters, die dag as een ek nie meer hierdie wetboek het ons nie rede vir 'n bestaan. Die dag as een ek nie meer hierdie wetboek oordink en bestudeer en God se wil soek in ons lewens nie, is ons lewens nul en void. Wat sou dit beteken om hierdie woord in ons mond te moet hê? Dis eenvoudig. Praat daaroor. Ek het 2 weke terug, dink ek, gesê, moenie net hoor nie, gaan doen. Praat daaroor. Dit beteken dat dit nie genoeg is om maar net die woord vir jouself op te neem en jou daarin te verlustig nie. Daar moet iets meer gebeur. Jy moet met ander oor die woord praat. Daarom, wanneer iemand by jy kom, en ek het so geval in Kroonstad, wat ek met 'n vroutjie gesels het, toe sê sy vir my, ek gaan nie meer kerk toe nie. Ek en my God kry mekaar Sondag by die boom. Geliefdes, wat van die opdrag om die gemeenskap van die gelowiges te beoefen? 'n opdrag, nie 'n versoek nie.
Die oomblik wat u en ek daaroor begin praat, word dit immers 'n werklikheid en dit word vasgelê in ons eie gedagtes en in ons eie lewens. In Hebreërs 5 vers 12 staan dieselfde gedagte en ek wil dit graag vir u aanhaal. Want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woord van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Hoe baie sien ons dit nie in die lewe, dat mense nie vorder in die geloof nie. Dat hulle by die baba kossies bly, die sagte kossies wat maklik is. Terwyl hulle eintlik almal al moes gevorder het na vaste spyse, sodat hulle leraars kan wees in diens van God. In plaas van vleiseters wat vaste kos kan verteer en daaroor met ander kan praat, bly hulle hierdie geestelike babas wat elke Sondag 'n ou boodskapie vir die week kon kry, maar dit vir hulle self hou. En dan het ons gehoor verlede week, ons is dan besig met skynheiligheid. En sover ek met my beperkte kennis die Bybel kon lees, weet ek van een plek waar die Here Jesus Christus kwaad geword het en waar hy die tafels in die tempel omver gegooi het en omver gewerp het, omdat die Fariseërs, wat die sogenaamde skrifgeleerdes was, handel gedryf het in die tempel. Skynheiligheid het selfs ons Here Jesus Christus laat kwaad word. Dit is soos iemand wat Sondag hier is en dan hyperventileer in die woord, soos wat dit in so baie charismatiese bewegings gebeur, net om deur die week hulle asems op te hou tot die volgende geleentheid. Of om Sondag hier 21 maaltye vir die res van die week te eet en die res van die week te vas. Dis tog absurd om te dink dat dit kan gebeur en dat 'n mens so kan lewe. Hulle kom en hulle slurp op 'n Sondag op, maar deur die week droog hulle uit. Nee, broers en susters, nee, liewe jong mens, liewe kinders, ons moet eet en asemhaal deur die week ook. Wat jy leer op 'n Sondag, moet jy gaan deel met hulle wat jou pad kruis. Ons moet elke dag in die woord verdiep. Bepeins die woord, dag en nag, sê vers 8. Voortdurend moet ons daarmee besig wees om uit die woord vas te stel wat God se wil is vir hierdie bepaalde omstandighede waarin u en ek is. Die wetboek mag nie uit jou mond en uit jou gedagtes wyk nie. Daarom benader jy die woord soos 'n leerder wat onderwyser gaan wees. En as jy weier om te praat of om die woord ook met ander te gaan deel, is jy dan nie maar ten diepste besig met selfsugtige en eiewillige diens nie? Vers 7 sê, wees sterk, wees net baie sterk en volmoed, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarom nie daarvan links of regs af nie. Ons as gelowiges moet dit begryp. Daar is geen geestelike groei sonder die woord van God nie. Sonder die nougesette handhawing van die woord van God nie. Die woord is die pad, of is daardie baan waarvan ons nie links of regs kan afwyk nie. Dis nie die filosofie van 'n mens nie. Dis nie die ambisie of die begeerte van 'n mens nie. Dis die woord van God. Onfeilbaar, onwrikbaar. As u en ek nie bereid is om dit te doen nie, is ons gedoem tot mislukking en ondergang. Handel daarom nougeset volgens die wet. En ek wil afsluit met hierdie bemoediging wat die Here vir ons hier sê, wees sterk en volmoed. Vers 7 en 8 sê, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy gaan. Met ander woorde, my broer en suster, as u en ek die woord van God bestudeer, as ons dit werklik deel van ons lewens maak, gaan dit ons help, dit gaan ons lei, dit gaan ons neem om op ons pad wyse besluite te neem, tot eer van God, om sy wil te bevredig. Hierdie sukses mag ons egter nie meet met die mate en die siening van die wêreld nie.
Dis nie geleë in my gesondheid, of dalk in my roem of my rykdom van voorspoedsteologie nie. Ons is nie besig hier met voorspoedsteologie nie. Dit gaan oor geestelike sukses. En dan laat dit my dink aan daardie boom in Psalm 1 wat geplant is langs waterstrome. Sy blare verwelk nie en sy vrugte kom op hulle tyd. Dan kom die vraag by ons op, maar as jy dan nou so is soos daardie boom van Psalm 1, beleef sulke mense wat met krag en moed optree geen teëspoed nie? Is hulle wat vashou aan die woord en nie afwyk links of regs nie, altyd gesond en altyd welaf? Nee. Nee, geliefdes. Hulle sukses is anders. Dit is juis geleë in die wete dat hulle, wat ook al met hulle gebeur, gevoed word deur die strome van die woord van God. Daarom is hulle geseëndes van die Vader, wat ook al op hulle pad beskou word. Wees daarom, my liewe broer en suster, vanoggend opnuut sterk en volmoed. Dit wat die uitdagings voor jou ook al mag wees, weet vanoggend, God is met jou, soek sy wil en jy sal die regte besluit neem. Onthou, God se verbondsbeloftes en sy nabyheid wat hy in sy seun Jesus Christus verseker het vir u en vir my. Wandel in en praat oor sy woord, dan sal jy ook in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. As jy nie bereid is om dit te doen nie, wil ek vanoggend vir ongelukkig vir u sê, gaan u word soos kaf in die wind. U gaan rondgewaai word deur die winde van die wêreld en die lewensstroominge. Maar mag God vanoggend gee dat elkeen van u vas staan in u geloof, dat u die woord oordink en daaroor gaan praat en handel. En dan sê hy vir ons, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy gaan. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Heer en Hemelvader, vaste rots op wie ons kan vertrou. Dankie Here dat u deur moeilike stormtye in elkeen van ons harte is, dat u ons kom verander, ons harte van klip uit ons kom uitruk en vir ons harte van vlees gee, sodat ons kan lewe volgens u wil, dat ons kan soek na wat reg is, soos wat u dit wil hê. Here, as ons nog nie verander het nie, wil ons vanoggend bid, kom verander ons harte. Kom verander ons denke. Here, dat ons as geloofsgemeenskap tot mekaar kan nader, mekaar kan lief hê in Christus. En dit beteken nie dat ons nie van mekaar gaan verskil nie, maar dat ons op 'n broederlike wyse, op 'n Christelike manier met mekaar kan handel, asof geskapenis van die Allerhoogste. Want Here, dankie dat ons vanoggend kan weet, elkeen van ons is geskape na u wil, na u beeld, wat volmaak is. So ons loop met die potensiaal in ons rond om volmaak te wees, maar na die sondeval is ons as mens geneig tot die kwaad. En daarom pleit ons by u, Here, kom verander ons. Kom gee vir ons harte van omgee, van liefde, van verdraagsaamheid. Dat dit sal wees tot opbou en tot uitbrou, ook van u koninkryk hier op aarde. Here, ons wil vanoggend elke lidmaat in hierdie gemeente aan u kom opdra. U weet wat elkeen se bekommernis is, u ken elkeen se vrese, maar u ken ook elkeen se vreugdes. Dankie Here, dat ons lewenspakkies aan u voete kan kom neer lê en kan weet, dit is op die beste plek ooit. Seën ons verder, dat alles wat ons sal doen, sal wees tot u eer en tot u verheerliking. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.